Ek is 'n vierde generasie boer. Ek is ook 'n kommersiële slagter en ek wil mense bewus maak dat ons hier met diere werk en dat 'n lewe eers geneem moet word voordat ons met die produk kan werk. Na 'n lang gesoek het ek uiteindelik 2 mense gekry wat dieselfde passie het as ek vir die vleisbedryf, Anita Reynolds en Marie Kreer. Ek het nog altyd 'n passie gehad vir vleis, maar ek is nieuwsgierig om te sien waar kom elke deeltjie vandaan. Soos wat Edo daai liefde en respek vir sy vleis het, dit is wat ek graag wil hê moet aan my afsmeer. Van die hantering van die lewendige dier tot die verwerking van die vleis gaan hulle staan met wys, ook in 'n weeklikse kookkompetisie. Elke week is daar 'n wenner, maar ons sal na 13 weke sien wie gaan wegstap met die titel van slagmeester. Hierdie week behandel ons vark. Nou, ek is verskriklik opgewonde oor die onderwerp van vark, omdat daar 'n magdom goed is wat jy daarmee kan doen. Ook wil ek julle graag blootstelling gee aan 'n vrylopende varkboerdery wat nogal baie insiggewend kan wees. Vir vandag se uitdaging het ek gedink om vir Piet en Frik van Santa Anna's in te kry. Hierdie ouens weet wat om met vleis te doen en hulle gaan die uitdaging aan julle stel. Piet en Frik is kenners veral op die gebied van voorbereiding van vleis en ek wil baie graag gesien het wat hulle vandag vir ons met vark wil doen. So ek verstaan hierdie week is julle besig met vark. En kyk, ek en Piet is goed met rook en ek as vleisrook hou ons baie daarvan om gevlokte vark te doen. So ons gaan vandag bietjie vir julle wys wat om met daai varkskouers te doen. Ons gaan vandag gerookte, gevlokte vark maak. Dit is maar pulled pork, soos ons dit almal ken. So julle die vleisbedryf gaan mos nou nie net oor vleis verwerk nie, dit gaan ook oor vleis verkoop. So ons taak vir julle vandag is om gevlokte varktakke by die Galilea Open Air Cinema op Pieter Valke te gaan smuis. Ons gaan smuis met vleis. Ek is baie bly dat ons die bemarkingselement hierso kan inkorporeer en ook om 'n bietjie te sien hulle vaardighede rondom bemarking. Dit is nou een ding om 'n lekker grapie hier en daar te kan maak, maar kan jy werklik waar iets verkoop? En glo jy regtig waarin dit wat jy produseer, want jy moet daarin glo om dit te kan verkoop. En dan natuurlik aan die einde van die dag gaan ons kyk hoe julle gevaar het en dan die wenner stap weg met 'n geskenkpak van gesogte wyn. Ons gaan die varks rook. Ek probeer altyd by die huis met 'n Weber of so of 'n olietjie, maar dit is nooit die regte egte rooksmaak wat deurkom nie. So hierdie vandag is regtig waar soos 'n stukkie goud wat ons gaan hanteer hierso. En as ek reg verstaan, die goed vat 6 tot 8 ure om klaar te rook. So ons moet wikkel. Ons moet wikkel dat ons op die plaas kom. So ons sien julle dan later ouens hoor. Goeie milies. Thanks. Ek het gedink om hulle na Werner toe te bring by Oak Valley in Elgin. Wat 'n pragtige omgewing is dit hier en ek hou van die manier hoe hulle met die varke boer. Dit is almal vrylopende varke. Hulle wei lekker op akkers en ons maak ook gebruik van hulle produk. Jy weet, en ek dink om hierdie varkoefening mee te begin, is dit die ideale plek. Werner, hoe gaan dit? Lekker jou kind. Lanklaas gesien. Omtrent. Werner is 'n regte boer. As mense jou oë toemaak en jy dink aan 'n prentjie van 'n boer, dan is dit 10-10 Werner. Ons gesels 'n bietjie vark. Ja. Werner is 'n man wat baie passievol is oor wat hy doen en mense kan dit sien. Werner, vandag behandel ons nou varke en soos wat jy met varke boer, dit is hoe dit gedoen moet word. Kyk, al die varke word hier geteel op die plaas en dan hier van einde Februarie af, dan oes ons die akkers vir die hele jaar. Ons oes so tussen 30 tot 40 ton akkers. So die akkers bevat aluïnsuur wat die HDL afbreek, die wateroplosbare vette. Okay. Dit is nou nie heeltemal cholesterol vry nie, maar dit breek dit darm af. Hy het nou vir ons mooi verduidelik en vertel die akkers wat hulle eet en dis ongelooflik hoe die natuur bydra tot elemente van die uitproduk van die vleis. Omdat die varke vrylopend is, mors hulle baie meer energie. So dit vat vir my gemiddeld om 'n vark tot op 60 kilos uitslag 5,5 maande. Dit is lekker om te sien dat hulle nie in hokke is nie. En dit gaan dalk snaaks klink, maar die varke lyk regtig gelukkig. Verder, die varke is vir 5 weke in 'n kraamsaal wat hulle die kleintjies kry en dan kom hulle buitentoe. Ja. Die soor wat dan vry loop. Hier is 'n kraamsaal ook op die plaas. Dit is waar die
klein varkies lê, die babietjies, die piglets. Hulle is baie oulik met die klein krulstertjies. Wanneer deel van die rede hoekom ek hulle vandag hier na jou toe gebring het, is ek het gehoop ons kan miskien 'n bietjie vir hulle help varke hanteer. Omdat die varke buite loop en so aan, moet 'n ou taamlik parasietbeheer toepas. Hy's in die natuur nou, né? Dis reg. So kom ons kyk en dan ontwurm ons die varke. Het jy paartjies daar wat ons Ja. wil doen? Dis reg. Lekker. Maar Ons moet nou help met die ontwurming van die varke. Nou, ek het gehoor as 'n naald betrokke en ek moet sê ek self was bang vir 'n inspuiting. okay, so jy hou die naald vas en dan druk jy net onder die vel. Wat ek weet van varke, hulle het regtig dik vel, so jy gaan moet inkom met 'n bietjie mag en mening. Ons spuit 1 mil per 10 kg. 1 mil 10. So daai is 5 mil, soos 50 kg wat hier staan. Daai geskree, dit gaan so deur jou lyf. Jy kan hom maar sommer net hier onder hier agter die stert ook onder die vel spuit. Daar. Ja. Goeie nou. Ek kon dit nie kry. Daai vark het gelyk by bietjie se wil dans. Hy beweeg te veel. Elke keer as ek druk dan beweeg hy vorentoe. Ek gaan hom seermaak. Voor ek enige beserings veroorsaak, ek gaan eerder nie hierdie vark inspuit nie. Ek het gedink ek moet net gaan na voor. Dit is nou wat dit is en toe ek so naby aan daai vark se nek kom, toe begin hy skree en skop. Ek het selfs die naald teruggeruk en amper Edu se oog uitgesteek. Amper spuit ek vir Edu in. En hy dieselfde as ek oorgekom. Dit is nie so maklik hier regtig. Sy vark het ook rond gedans. Instek. Nee, hy wil nie. Hy sê, "Oh." Dit was chaos geweest. Ek het dink laat die professionele ouens dit maar doen. Die ouene moet ons maar die naald vir Werner gee dat hy sy ding doen. Ek wys net gou vir julle hoe word dit gedoen. Ons albei het maar daai 'n skiep gegee vandag. Ons los dit maar vir die pros om dit te doen. Jy moet versigtig wees, hulle byt hoor. Nee. Die varkie speel heerlik hierso. Hey, Oh my the god. hydro. Dit is hondjies, hulle jaag mekaar en hulle duik mekaar in die modderpoele daar in hulle jacuzzis waar hulle lê. Hierso, die hulle lelik is. Kyk hoe maak hy hoofies. Ai, kom lekker my. So, nee, hulle gaan nou lekker hier kom net by ons. Goed, julle vir vandag se aktiwiteit gaan julle mos 'n varksnit moet rook. Ek dink dis nou tyd dat ek vir julle wys hoe ons 'n vark opbreek en dan nou ook hoe om julle snit uit te haal. Ja. Kom ons gaan, voordat ons eet. Kom aan nou. Move. Ons is terug hierso by Edu se werksplek. Ek weet nie wat presies gaan ons doen nie, maar ek dink dit gaan lekker verwerk. Goed julle, daar waar ons nou op die plaas was, het ons nou die dier in die lewende vorm gesien. Hierso hang nou een van daai oudjies, klaar geslag, voorberei. Kop afgehaal vir julle. Die vleis lyk vir my ongelooflik. Dit lyk so skoon as jy nou dink aan 'n dier wat nou net in die modder gerol het en nou ewesklik is dit die mooi skoon vel, baie harde vel. Net gou vinnig die primêre snitte voor ons begin. Hierso het ons weer die bout, die kruisskyf, soos ons nou al weet, né? Die lende. Aan die kant sit ons ribbes, streekie bacon, né? Porkbelly. Hierso sit ons rugbacon. Hierso is die skouer in die voorkwart, die gedeelte waaraan ons vandag belangstel. Ek sal nou gou vir ons die voorkwart net voorberei vir julle, waarna julle dan ontbening kan doen en die nek kan uithaal. Hierdie spesifieke uitdaging gaan ons die skouer gebruik. Jy het 'n snit nodig wat lekker sappig is. Hulle gaan gevlokte vark maak. So ons wil die voorkwart vir hulle verwyder van die res van die karkas af. En dan in die helfte deur kloof. Dan sal hulle elkeen dit moet ontbeen en dan ook die vel vir ons netjies afhaal. Goed, om die voorkwart van die res van die karkas te skei, gaan ons tussen rib 5 en rib 6 in met die mes. Ons sny hom net weerskante van die ruggraat buiteom na voor, waarna ons hom net so 'n plukkie gee. Hoppa. Dis nou jou lekker pork ribs wat jy sal hê. Dis hy. Yes. Gaan hierdie dan vir ons kloof op die bandsaag. Right, kyk my daai saambring. Hierdie vleis gaan ek dink heeltemal iets anders wees as waaraan ons gewoond is. Sien jy dit? En ek sien baie uit daarna om met varkvleis te werk. Gaan die vel afhaal vir die rook om lekker in die vleis te kan penetreer. Kan ons maar inspring? Ja. Die vel is baie hard. Dis taaf. So jy wil net die vel afskil. Jy wil net die vel af. Okay, julle gaan 'n bietjie, julle moet nou hou gevas. Die verskil tussen die skaap
en die vark se karkas is. Die vark is 'n bietjie groter. Hy het ook 'n dik laag vet buiteom wat sy snitte minder voor die hand liggend maak. Ons gaan nou nogal taamlik En die vleis. ja, jy wil 'n bietjie vet op daarom op hê. Ja, jy is triekie, veral as die vel so sag is en so vars geslag is. Dis definitief 'n stap op in hulle opleiding. Touch, so net so raak. Anita was laas bietjie beter geweest om die vleis skoon van die been af te kry, so ek voel 'n bietjie die druk. Maar hoe kom jy aan? Jong, Ja, dit lyk goed. ek het by die beste geleer, so Ek hou daarvan dat jy so gefokus is daarop om die vleis te beskerm. Jy moet so mooi sny dat jy nie al die vet afsny nie en dat jy ook nie in die vleis ingaan nie. hoorie, ek's regtig trots op wat ek nou hier gedoen het, hoor. Baie. Maar hierdie, dis liquid gold. Die rokkie wat nou kan verander in pork crackling en ek weet, daar's bitter min mense wat nie van pork crackling hou nie. Ek's klaar. Nou, daar gedaan. Wie het die meeste op soos 'n bietjie opgelos, Anita? So as ons hierdie moes beoordeel het, maar dan sou jy die koppie gevat het. Ek kyk maar altyd na wat bly agter. So toe ek die vel omdraai was daar heelwat minder vleis of vet op die vel oor as in die geval by Anita weer. Nou met die ontbening, jy kan hom omdraai. Begin ons hierso by die scapula of die bladbeen. Nou kan jy net begin om daai spier net los te maak. Jy gaan nou om die blad werk. En aan die agterkant het hy twee sulke inhamme. Okay. Jy sal sommer voel by die mes. Kom ons chat as ons daar kom. Is letterlik krap. Dis nie van sny om te ontbeen nie. Sê net vir my of ek op die regte pad is hierso. Nee, jy doen goed. Steek sommer die ligament af daarso, ja. Ek weet nie waartoe ek gaan nie, maar Dit is moeilik, hoor, ja. Met die ontbening het ek weer bietjie beter gedoen om die bene en goed. Dit was nogal 'n bietjie van 'n uitdaging. Ja, julle albei het maar 'n bietjie. Maar dit is 'n moeilike been om te Ek sê dis ontbeen. ek weet nie hoe lyk die eindproduk nie. So ek het gedog dis dalk glad Ja. hier agter. So dis hoe jy lyk. Dis soos 'n regte hondjiebeen. Weet julle, lyk vir my baie goed. Dit is 'n verskriklike groot mooi stuk vleis en nou gaan ons dit smoke en dan pulled pork maak wat een van my favourite disse is. Maar toe, dat ons hulle op die roker kry. Dis dis 'n baie mooi plaas hierdie Pieter Valke hier buite Stellenbosch. Regtig. En ons staan by die dam onder die wilgerbome en ons gaan bietjie braai vandag. Dit is nogals baie lekker. Lyk vir my leer vir julle goed om goeie te ontbeen. Ja, dis baie. Hierdie proses vat omtrent 6 tot 8 ure. So Kyk, ons staan met 'n bietjie moe. Ja. Okay, right. Wat ons gewoonlik doen met vark is hierdie. Jy gee hom sout en peper aan die buitekant, dan meng jy 'n rub bymekaar, gooi 'n klein bietjie suiker by 'n rub, dan gooi jy enige saus of vermengsel van die twee aan die buitekant, help dat jou speserye mooi kleef van die vark. Daar's verskriklik baie speserye en goeters. Hy het alles mooi uitgesit in koppies. Ek dink Anita se neus is dalk bietjie beter as dit kom by die goeters net uitryk. Vark is 'n ding wat lief is vir soet speserye. Dus jy wil altyd 'n bitter suur spesery met 'n soet spesery meng, maar in 'n verhouding van 2 tot 1. Lekker. Kom ons doen dit. Hou van dit, ja. Ek wil my rub so neutraal as moontlik hou, sorg dat hy lekker gesout is half, maar dat al daai flavour elementjies wat daarin is, net so 'n bietjie pop. Amper vir 'n dokter opspice. Dis maar jy sit hierdie goed gereeld aan. Ja. Waarvoor? Ek sien daar staan breinsuiker wat ek nogals keen op is, so ek dink dit gaan half my basis wees. Nou vlieg heeltemal uit my kamfer zijn. Ja. Jy weet mos wat jy altyd maak. Nee, ek weet nie wat ek altyd maak nie, maar ek weet wat ek vandag gaan maak. Ek het fennel gebruik, paprika gebruik, ek het die knoffel gebruik, ek het gemmer gebruik en definitief ook 'n bietjie van die chili. Watter een is die chili? Hierdie is en wat paprika, die daai is chili. Ek wou Moenie sê, dit meng nie. Moenie dit. Ek weet nie regtig hoe om spices te gebruik nie. Ek is gewoond aan sout en peper en dan gaan jy. Dis dit knoffel. Wil jy dit gebruik? Ek gaan eerlik wees en ek gaan bietjie loer wat doen Anita ook want ek dink sy's voor hierso. Hy het gesê ek kan maar gooi. Ja, maar hy het nie 'n gesig wat mens kan vertrou nie. Weet jy my wat hy proe? Chili. Hierdie is die chili. Dink ons kom daar. Jy gaan nou die vark vat, right? Dan gaan jy van hierdie op die vark sit. Okay. Vryf hom mooi in, masseer hom mooi in, maak seker hy is heeltemal bedek met die saus. En dan first date. Exactly. En dan sprinkel jy al jou rub op. Okay, kom ons doen dit.
Ek gaan hom net hier ingooi. Ons gaan eers 'n sous oor die vark gooi en dan die spices. Dis tussen 'n hot en 'n barbecue. Hy's lekker. Goodness. Ek gaan definitief nie te veel hot ingooi nie, soos ek van Anita ken, gaan sy dalk 'n bietjie hot ingaan. Oeg, kyk hoe mooi lyk dit. Okay, moment of truth. En jy sit nou al jou spice op, né? Okay, hoe lyk daai? Lyk Ek wil nie netjies. te veel te kere gaan nie. Kyk hoe mooi die kleur verander. Gaan ons hom insit? Let's go. Anita maar hè. Kom ons by die lekker gedeelte nou. Ja. Gaan ons rook. Die vark. Die vark. Okay. Ek wil net sê ek's 'n nie roker. As jy nie rook. Ja. Jy gaan vandag 'n roker word. Ek en Piet geniet nogal die kameeldoring, die geur en alles wat vir jou gee. As jou sweet spot vir jou vuur sit so op 350 grade en 450 grade. Dit is 'n langsame proses, so 6 tot 8 ure. Lekker gehelp hierso. There we go. Kan ek hom maar sommer net hier insit? Jy kan ingooi, bra. Ja, ons warm hier binne. Saai, ja. En nou gaan hy slaap. Ons hy. Ons kry die ouetjie toe. Ja, dis nice. En nou wag ons, bra. So nou is dit van insit, oë toe knyp en hoop vir die beste, want daai ding gaan eers na 6 tot 8 ure oopgemaak word weer. Dit is vir my baie interessante proses. Ek dink hulle is bang ons jaag moeilikheid. Ek wou net sê as ons hierdie opmors net dan net ons regtig nie hoef nie. Nee, maar die souse, al daai goed, dit is regtig lekker. Ek is baie nuuskierig om te sien hoe dit gaan kom. Wat 'n lieflike geleentheid om by Pieter Vake te wees op 'n aand waar hulle hierdie openligteater, hierdie rolprent gaan kyk. Al die goeders hierso lyk reg en die mense skuif al tafels rond en so. Ek is bietjie op my senuwees. Ek dink tyd gaan dalk ons inhaal. So ons moet nou genoeg maak vir 50 mense. Ja, ek weet nie hoe gaan ons dit doen nie. Met hierdie groot stoof van my hier so voor my. Ek gaan definitief gaan vir so 'n bietjie van 'n sticky Asian sousie. So lekker donker diep sous. Lyk lekker, nee. Ek het gedink om appel by die vark te gebruik vandag, juis omdat ons in Grabouw en Elgin se area was. Ek het heeltyd appels gesien. Kom ons doen dit. Ek is bietjie op my senuwees want die spasie is baie beperk en Anita hier langs my gooi. Okay, ons moet hom stadiger tel. Hy gaan oorkook. Ek het nie lappe nie. Wow. Dankie. Tussen hierdie chaos moet ons nou begin om weer die pok uithaal. Maar kom ons check hoe lekker ouetjie se temperatuur hè. Ek druk hom net in hè. As hy bo 90 is dit kry, dan kan ons hom poel. Okay. Ek het nou my vark uit die roker uitgehaal. Dit is verskriklik warm en nou moet ek hom in klein vlokkies kry. It's good. Netjies gedoen, Ja, hè? jessie. Jy kan nou mal gaan. Jy kan jou hand regdeur hom druk as jy wil. Dit was magic. Dit lyk so donker van buite en dan begin jy hierdie vleis. Ek het op 'n stadium half tranerig geraak want dit was vir my so mooi. Dis soos botter. Nou weet jy wat jy doen. Oh my soul. Druk jy julle hand nou in. Oh my goodness, kyk hier. Ek raak sommer huilerig. Dit val, dit is ongelooflik hierdie warm gevoel in jou hande en toe nou die sousie deurgemeng. Maar hey Anita, hoe lyk dit hier? Woes, maar ons kom daar. Luister, netjies, so julle kan sien die mense sit al. Hulle soek 'n taco man. Want julle is nie die enigste vendor hier vanaand nie. Ja. So julle moet nou aan ietsie dink wat julle uniek maak en gaan verkoop. Ons is nou op pad om te gaan smous. Ons gaan nou vleis smous en ons tacos smous. We've got nice tacos, pulled pork tacos. Special price tonight. Dit was vir my baie stil in die begin. Ek het nog wel half geworry want hoe begin jy nou interact? Wat sê jy? Maar ja, die moet ons maar ons game up en bietjie lag en gesels en ons prettige self wees daar. Ons maak lekker pork tacos met die een het so sticky Asian sousie met heuning en soy. Die mense kyk nogals na die bord, wonder bietjie, het jy een verkoop? Ja, Nee. Ek en Anita voel nog mekaar ook uit hier langs mekaar. Hier's geld betrokke. Die kompeterende faktor gaan altyd daar wees. Begin as mense kry hallo. Hallo. Can I please have the one with full slice? Ek het ook op 'n stadium voorgestel dat hulle 'n bietjie tuisters
vir mense gee. Jy weet, happies uitdeel en dit lyk asof dit begin nou werk. So proe net so lank. Daar's 'n lekker onion mustard met 'n appel. So het die verkope lekker aan die gang gekom. That's what I want to hear. Hierdie goed is al vir amper 8 ure vandag in 'n smoker. So hierdie is joune. Ja. Dis verskriklike beoordeling wat hier aangaan. My strategie vir hierdie is definitief om harder te praat as hy. 'n Bietjie meer energie en ek dink eintlik het ek 'n beter produk. Hierdie is die business. Whatever. Met 'n lekker hot sausie, jy drup hom net so oor. Kyk maar, hy is voor daar en sy stem is 7000 decibels harder as myne. Dankie baie. Ja, dit is nie twee, is vir ons nogal baie tight. Beide is baie lekker. Van 'n verkoopkant af, dit lyk nie asof een van hulle regtig ekstra moeite doen nie. Ek kort regtig gewen. Anita het laasweek ver gewen, voel dit vir my. Ek gaan overconfident ingaan en sê ja, ek gaan definitief wen. Dis tyd nou. Dis tyd, maar Dit is tight manne, maar ek dink ons het 'n wenner hierso. dis jammer dat ek jou verloder moet wees, nee. Maar Dis 'n kompetisie. Dit was 'n baie uitdagende dag geweest. Dit was rof. En ja, dit was 'n ongelooflike leerskool vandag. goed julle, lyk my die fliek begin nou. Kom ons kyk hoe julle gevaar. Was nie net. Ek gaan begin by die presentasie van julle tafel. Dit was vir my effens dood geweest, min kleur, nê. Nee. Die bord, die beskrywing daar vir my. Anita, jy nou was Anita se Thai. Daai se Nou, die woord Thai wil ek nie geassosieer met vleis nie. Jy verstaan wat ek bedoel? En ons sit met 'n premium produk. Vrylopende varke wat afgerond is op akkers. ja. Jy weet, ek dink daar het julle geval. Ons het baie van beide van julle takke is gehaai, maar daar was 'n negatiewe element wat julle gedeel het. Ons vat hierdie wonderlike vark, né? Dan rook ons dit stadig vir 8 ure en ons vlok dit en dan gooi ons saus oor dit. Okay. Jy wil 'n saus met baie dit bedien, maar jy wil hierdie saus met na die tyd bo-op kom. As jy 'n saus deurwerk, dan kry jy nie lekker tekstuur nie. En wat gebeur is die saus mins om amper so. Maar wat ons van julle takke is gehou het, is Anita, jou sloof wat jy daarby gedoen het was cool. Ons het gehou van die suursmaakie wat deurgekom het. En maar ja, appelbier mission wat jy daar gepul het, dit was 'n wenner. Nou kom ons by die geldsaak. Ja. Die verkope. O, jette. Daar was een takke verskil tussen die twee. Sjoe. En nie net het hulle verskil nie, maar ons drie het ook verskil. So julle, daar kan net een wenner wees. Moenie ek kry warm. Anita, het is ongelukkig nie jy vandag nie. Baie geluk. Ek is regtig verlig dat ek gewen het die week. Veral na laasweek amper 'n vernedering geweest. Handshakes for strangers. Ek het verloor. Dit is nie lekker nie, maar well done vir ons. Vergeet my. Ja, die prys is so great. Ek drink nogals graag wyn. Dit was nou 'n deal gemaak. Nee. Oor die algemeen is ek baie tevrede, veral die beening van die blad wat weer effens moeiliker is as die lamkruiskyk wat 'n bietjie kleiner was.